Goeiemôre almal. Welkom hierso. Ons groet julle in die naam van Jesus Christus. En kom ons bid. Ons Vader, dankie vir wonderlike nuwe dag, Here. 'n Dag deur U geskape. Here, daar U sê daar waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U ook. En dankie dat ons hier kan wees, Here, en weet U is met ons. U maak vir ons 'n belofte en sê U sal saam met ons wees al die dae van ons lewe. En dankie daarvoor ook. Here, dankie vir die woord vanoggend. Seën die woord, Here. En laat die Heilige Gees die naprediker van hierdie woord wees. Here, dankie dat U ons leermeester is. Dankie ook dat U ons altyd wys wat om te doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lees vanoggend 'n kort gedeelte uit Lukas 15. Die baie bekende gelykenis oor die verlore seun. Nou ons weet aanvanklik praat Jesus van die verlore seun wat weggeloop het en alles vermors het op die wêreld en plesier van die wêreld. Maar ons gaan nie vanoggend oor hom praat nie. So ons lees hier van vers 25 af in Lukas 15. En sy oudste seun was in die veld. En terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom: "U broer het gekom en die vader die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader: "Kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag." Toe sê hy vir hom: "Kind, jy is altyd by my en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik wees en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. En hy was verlore en hy is gevind." Nou ons is maar so dikwels geneig om altyd te dink net aan die verlore seun, die wegloopkind, wanneer ons hierdie gelykenis lees. Daai rebel, daai een wat alles gaan vermors het. En wat weer teruggekom het na sy vaderhuis toe. Die een wat sy fout erken het en ernstige berou gehad het. Hy wat selfs bereid was om soos 'n diensknegt behandel te word. Ja, hy was dramaties en hy was morsig, maar hy is ook die een met wie ons so baie, of met wie so baie van ons ook kan identifiseer. Want baie van ons was ook maar op 'n stadium die wegloopkinders.
Maar in hierdie skadu van die feesvieringe en die blydskap staan daar 'n ander verlore seun. Een waarvan ons nie baie praat nie. Ja, die ouer broer, wat nooit die huis verlaat het nie, maar tog was sy hart ver weg. Wanneer ons werklik eerlik is met onsself, baie eerlik, dan sien ons lyk nogal baie na hom ook. Hierdie ouer broer sê hy het altyd alles reg gedoen. Hy het by die huis gebly, hy het gaan werk, en hy was gehoorsaam. Hy lyk hy klink op papier soos 'n model van al die mense. Hy doen alles reg. Maar toe die genade deur die voordeur storm geklee en hierdie jonger broer se vuil en verslete klere, het die ouer broer net daar in die deur bly staan. Dit was vir hom onmoontlik om iets te vier wat hy geglo het iemand anders nie verdien nie. Hy was nie verlore in 'n ver land nie. Hy was verlore in sy bitterheid. Hy was verlore in sy vergelyking. Hy was verlore in sy aanspraak. Hy was verlore in sy stille geloof dat sy gehoorsaamheid vir hom, die ouer broer, meer liefde verdien as wat sy broer se bekering verdien. So hy was verlore in sy geestelike hoogmoed. En Jesus vertel hierdie gelykenis omdat hierdie ander seun net sy verlore toestand net so gevaarlik is as die ene wat gerebelleer en weggeloop het. Daar is op die einde van die dag geen verskil tussen hulle nie. Daar is geen verskil tussen hulle nie. Hulle is maar net dieselfde. Wanneer God se genade oor ons kom, gaan God nie vra wie het by die huis gaan bly en wie het weggeloop nie. Maar baie van ons raak soos hierdie ouer broer, wanneer ons lank gebid het vir 'n deurbraak of vir 'n seën, en dan skielik ontvang iemand anders dit. Dan voel ons verontwaardig, want ons dink dit kom ons toe. God se genade word uitgestort op wie hy wil. En wanneer ons dink dit kom ons toe, is ons op 'n gevaarlike plek in ons lewe. Wanneer ons getrou dien, voel ons ook dalk baie keer, maar ons word nie raak gesien. Almal kyk by ons verby. Kyk hoe behandel hulle hierdie wegloopkinders wat teruggekom het. Want dit is omdat ons geneig is om meer vas te hou aan ons idee van wat regverdig is, as aan wat God se hart vol genade eintlik is. Dan begin ons selfs glo, God skuld my iets.
Want ons raak so vol van onsself. Ja, ons voel ook, ons voete het nooit die Vaderhuis verlaat nie, maar ons besef nie, ons harte het baie ver van syne afgedwaal. En toe ons daarin vers 28 lees, dan sien ons daar's iets wat ons eintlik bietjie miskyk. En ek gaan weer vers 28 vir ons lees. Hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. En sy vader gaan toe uit en smeek hom. Luister mooi, sy vader gaan uit na hom toe. Die vader het nie net na die verlore seun toe gehardloop toe hy hom sien aangeloop nie. Hy het na hierdie ouer broer toe uitgestap en met hom gaan praat. Hy het hom selfs gesmeek om in te kom. Hy het hom uitgenooi om hierdie tuiskoms van sy broer saam met hulle te kom vier. Hy het homself verseker van sy plek. Hy het vir hom gesê, hy is altyd hier by hom, en dat alles wat aan die Vader behoort, ook aan hom behoort. So hierdie Vader het al twee seuns met dieselfde opregte liefde behandel en benader. Die een kom huis toe, vanaf sy rebellie. Die ander een het nodig om huis toe te kom vanaf sy bitterheid. Hoeveel van ons laat toe dat bitterheid ons weerhou om by die Vader uit te kom? Maar alles is nie verlore vir almal nie. Want ons is ook maar soos daai ouer broer. Ons is ook maar soms ver van God af. Maar die evangelie is groter as dit. Die evangelie is groot genoeg om selfs hierdie gebroke en bitter mense terug te verwelkom. Die evangelie is groot genoeg om die wegloopkinders terug te verwelkom. Dit roep almal weer terug na die Vaderhuis. Dit nooi selfs die wat daar buite staan, wat nie wil inkom nie, en hy sê asseblief, kom in. Ja, daai wat weier, om bly te wees oor 'n siel wat gered is. God nooi hulle ook en sê kom. Kom. God se genade red nie net die verlore seuns nie. Dit versag ook die hart van die ouer broer. Die een wat dink, hy het nie redding nodig nie. Dit maak ons gebalde vuiste oop, dat ons die Here kan loof en prys met ons hande en met ons harte. Dit ruk ons uit ons vergelykings uit, terug na waar ons weer gemeenskap kan hê met mekaar. Daar waar ons weer 'n eenheid kan vorm in Christus. Dit herinner ons dat elke seën wat oor ons kom, net 'n geskenk is.
Nie iets wat jy verdien nie. Nie iets wat ons verdien nie. Niks wat God vir ons gee, verdien ons as mens nie. Alles is net genade. En God weet ook dat ons nie perfekte seuns en dogters is nie. Maar hy wil hê, ons moet in sy teenwoordigheid inkom en daar bly. Want dit is waar ons krag ontvang. Hy wil hê, ons moet by hierdie feesvieringe instap. Omdat sy vreugde groter en beter is as ons verhewe trots. As jy daardie verlore seun is, God se genade is onbeskryflik groot. As jy ouer broer is, daar is vir jou genesing. As jy al twee is, welkom by die familie. Die meeste van ons was ook daar gewees. Maar die Here se genade het ons kom uitred uit ons vervalle en verhoogde aansien. Die Vader staan daar by die deur en hy sê vir jou en vir my, my kind, jy is altyd by my en wat myne is ook joune. Waak teen daai onvergifnis en bitterheid wat julle lewens so oorheers. Dit is nie die prys werd wat daai goed van jou af eis nie. Jy het nie nodig om daai swaar las saam met jou te dra die hele tyd nie. Moenie dat jou trots in die pad staan van God se genade nie. Want God kan nie werk met 'n trotse mens nie. Raak nederig. God het ons so lief dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het. Gesterwe aan 'n kruis. Sodat ons deur geloof in Jesus Christus gered kan word. Kom vandag nog huis toe. En jy wat by die huis is en dink, maar ek is okay, ek doen alles reg. Vra die Here om verskoning. Jesus vertel vir ons hierdie gelykenis. Nie om dowe neute nie. Nie om dowe neute nie. Maar hy vertel dit vir ons om God se genade en God se vergifnis en God se onvoorwaardelike liefde vir my en vir jou en vir almal van ons uit te beeld. Wat gaan jy en jy daaromtrent doen? Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord. En Here, dankie dat U vir ons wys. Ons moet gaan diep ondersoek instel. Maar Here, dankie ook dat U ons kom red uit, toe ons nog die vyande was. Dankie vir U genade, onbeskryflik groot, Here. Here, help ons om nie vol trots en vals aansien te wees nie. Maar help ons om nederig te bly voor U, Here. U het aarde toe gekom amper soos 'n diensknegt. Laat ons U voorbeeld volg. Here, seën ons deur die res van hierdie week.
Hou ons almal veilig, Here, tot ons weer by mekaar kom. Here, laat U Heilige Gees die naprediker wees van hierdie woord vandag. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.